Hallo en wel. Ons verken hierdie week saam hoe ons na die mense in ons lewe kyk en hoe ons kan klein tree gee om te groei in gesonde verhoudings. Verhoudings wat verstaan. Kom ons luister na die skrifgedeelte weer van hierdie week. Eendag kort hierna het Jesus na 'n berg gegaan om te bid. En hy het die hele nag in gebed deurgebring. Teen dagbreek het hy al sy disippels bymekaar geroep en 12 van hulle gekies om apostels te wees. Hier is hulle name: Simon, hy het hom ook Petrus genoem, Andreas, Petrus se broer, Jakobus, Johannes, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakobus seun van Alfeus, Simon die ywerraar, Judas die seun van Jakobus en Judas Iskariot wat hom later uitgelewer het. Toe hulle teen die berghang afgekom het, die disippels saam met Jesus op 'n groot gelykte gaan staan, omring deur baie ander volgelinge en die skares. Daar was mense van oral oor Judea en Jerusalem, en so ver noord as die kusgebied van Tyrus en Sidon. Hulle het gekom om na hom te luister en om genees te word. En Jesus het baie bose geeste uitgedryf. Almal het aan hom probeer raak, want genesende krag het van hom uitgegaan, en hulle is almal genees. Gister het ons gesien hoe die skrywer van die evangelie van Lukas klein details in die teks sit, goue nuggets, om ons aandag te kry en waarin ons aandag moet skenk. Soos dat hy die name van die disippels lys, omdat 'n naam iemand van 'n objek, iemand wat ek van 'n afstand hou, verander na iemand met waarde, iemand met 'n storie. En vandag het jy gesien wat Jesus gedoen het nadat hy gebid het en nadat hy sy disippels gekies het? Lukas sê, hy kom af van die berg af, hy bly nie bo nie, hy praat nie van 'n afstand nie, hy staan nie bo mense se lewens nie, hy gaan staan op gelyke grond. Gelyke grond, nou dit sê iets sonder baie woorde. Dit sê, ek kyk nie af op jou nie, ek praat nie oor jou nie, ek staan nie bo jou storie nie, ek is hier, saam met jou. En dis belangrik, want om te verstaan, kan nie gebeur waar daar 'n hoogteverskil is nie. Nou ons wêreld leer ons anders. Ons leef 'n wêreld wat baie waarde heg aan kundigheid, om te weet, om te verduidelik, om antwoorde te hê. Selfs in verhoudings. Ons luister, dikwels sodat ons 'n antwoord kan gee. Ons hoor, maar eintlik wag ons net vir ons beurt om te praat. En dit is nie omdat ons sleg is nie, maar omdat ons geleer het dat jou waarde lê in wat jy kan bydra. Maar verhoudings van verstaan, dit werk anders. Om iemand regtig te verstaan, vra dat ek erken, ek is nie die kenner van jou lewe nie. Ek weet nie hoe dit is wat jy dra nie. Ek weet nie hoe dit is om te voel wat jy voel nie. Ek ken nie die paaie wat jou hiernatoe gebring het nie. En dis nie 'n tekortkoming nie. Dis 'n beginpunt. Dit vra dat ons met nederigheid met mekaar sal omgaan. Nederigheid wat sê, ek weet nie. Dit beteken dat ek leef, dat my kennis het grense. Dat my aannames, ek dit vir 'n oomblik moet op sy skuif en na jou luister. Ek wil jou nooi om, wanneer jy in gesprekke is, baie diep te luister en selfs iemand te vra, help my om te verstaan. Nou as jy mooi kyk na Jesus se lewe, sal jy sien dat hy baie vrae gevra het. Hy was meer as wat hy vinnig was om antwoorde te gee, het hy vrae gevra. Hy vra goed soos, wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Wie sê julle is ek? Waarom is julle bang? Hy neem mense ernstig genoeg op om hulle te laat praat. Hy respekteer hulle menswees. Want jy sien, luister is meer as gehoor. Luister is om te verstaan en dis nie passief nie. Dit vra aandag, nuuskierigheid en dis stadig. Dit beteken ook dat ek luister na die woorde wat jy kies om te gebruik. Nie net wat jy sê nie, maar ook hoe jy dit sê. Daar waar jy huiwer, daar waar jy sag praat, daar waar jy stil raak. Dan probeer ek nie om daai stiltes te vul nie. Nou baie keer, sonder dat ons dit bedoel, staan ons hoër as die persoon na wie ons luister. Dis wanneer ons probeer om vinnig raad te gee. Wanneer ons verduidelik, wanneer ons stories vergelyk en ek sê, ek weet presies hoe jy voel, dit sal beter raak, jy moet net. Soms help dit, maar meeste van die kere sluit dit gesprekke kort af. Want onbewustelik sê dit, ek het die antwoord, jy is nog by die vraag.
maar nou op gelyke grond te staan, dit is stadiger. Dit vra dat ek bly by wat ek nie verstaan nie. Dat ek saam met jou bly in die spanning, dat ek nie hastig is om van die ongemak ontslae te raak nie. En dit is moeilik, maar dit is ook waar vertroue en verstaan groei. Want jy sien, verhoudings van verstaan word nie gebou op slim antwoorde nie. Hulle word gebou op mense wat bereid is om nie bo ander te staan nie, maar gelyk met hulle te wees. So in jou tyd vandag van gebed, kan ek jou nooi om te vra vir die Here om jou te help. Here, help my om 'n beter luisteraar te wees. En dalk kom jy in kontak ook met wat is daai verhoudings waar ek myself so bietjie hoër ag as die ander. Waartoe nooi die Here my om op gelyke grond te staan? En wanneer jy dan vandag in 'n gesprek met iemand is, doen net dit. Luister stadig. Luister met die oogpunt om te verstaan. En in daai oomblik mag jy ervaar hoe iets in die spasie tussen julle skuif. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons nooi om in U voetspore te leer, die lewe waartoe U ons roep. Dankie dat U geduldig na ons luister. U geduldig na ons luister soos wat ons kom na U toe met ons vrae, met ons twyfel en met ons hartseer. Here, help ons om ook so na ander te luister. Om agter die persoon iemand te sien met waarde. Help ons om elke persoon op gelyke grond as onsself te sien en met waardigheid te hanteer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.